Welkom by vandag se ontdekkingstog. Vandag kyk ons diep na die Ayase gebied in Tokio. Ja, 'n plek wat jy dalk net ken as 'n stasie, maar dis propvol geskiedenis. Ons praat van Adachi en Katsushika se moderne distrikte. Ons het 'n klomp goed hier, ou rekords, gidse, selfs persoonlike stories. En die idee is om saam met jou, jy weet, verby net die oppervlakte te kyk. Daar's laag op laag van geskiedenis hier. Ja, dit maak dit nogal fascinerend vir 'n besoeker, né? Shoguns, samurai, legendes. Die rivier self, die Ayase rivier, en sommer die alledaagse lewe wat die plek gevorm het. Versteekte juwele ook. Klink great. OK, so waar spring ons weg? Dalk met iets onverwags. Ek sien iets hier oor shoguns wat gejaag het. Ja, presies. Stel jou dit voor, die groot baas van Japan wat hier kom ontspan. Koshige Goten. 'n Paleis, ja, spesiaal gebou deur Shogun Tokugawa Yoshimune. Jy weet, die 8ste een, vir valkjag meestal. Valkjag? Hier in die middel van wat nou Tokio is? Wel, dit was toe meer platteland, nee. Die terrein was enorm, iets soos 33 hektaar. Sy opvolger, Shogun Ieyasu, het ook hier kom jag. Sjoe, 'n shogun se speelplek. Maar wag, die nota sê dit lyk vandag heeltemal anders. Ja, en dis nogal aangrypend. Daai selfde stuk grond, vandag is dit die Tokyo aanhoudingsentrum. Die tronk. Van 'n jagparadys na 'n tronk. Wow. Nogal 'n kontras, né? Van absolute vryheid tot wel absolute beperking. Op presies dieselfde plek. Dit sê nogal iets oor tyd en mag. Is daar enigiets oor van daai tyd? Iets wat jy nog kan sien? Daar is 'n klein dingetjie, 'n regte versteekte juweel as jy mooi kyk. 'n Ou kliplantern. 'n Kliplantern. Ja, staan nog in 'n hoekie, aangewys as 'n kulturele bate. Dis al wat fisies oor is, 'n stille getuie. Vir jou as besoeker, dis 'n klein skakel na daai groot verlede. Dis fascinerend. En dan is daar 'n pad, Matsubara Dori, wat ook 'n storie vertel. Ja, Matsubara Dori. As jy vandag daar stap, sal jy sien dis vreemd breed in vergelyking met die ander straatjies. Hoekom so breed? Dit was die Onarimichi, die seremoniële roete vir die shogun en sy hele gevolg as hulle paleis toe gekom het. Die shogun se pad. Presies. Dit was eens omlyn met dunne bome. Die bome is weg, maar daai breedte. Dis 'n fisiese leidraad, 'n echo in die stadsbeeld. Dis die lekker deel. As jy die storie ken, sien jy die plek anders. OK, so ons het shoguns gehad. Maar wag, daar's nog kruiers. Iets oor die Shinsengumi. Aha. Ja, nog 'n laag geskiedenis wat jy nie sommer met Ayase sal verbind nie. Die beroemde Shinsengumi. Die Shinsengumi. Hier. Regtig? Regtig, 'n afdeling van hulle. Aan die einde van die Edo-tydperk 1868, toe alles uitmekaar geval het, hulle was op vlug noord. En hulle het hier gestop. Kortliks geskuil, ja, by die Kanonki-tempel. Dit wys hoe daai groot nasionale drama tot hier op die platteland uitgekring het. Kanonji Tempel. Is die tempel self ook interessant? Ja, nogal, gestig deur ene Kaniko Gobei, 'n plaaslike ou wat baie gedoen het om die area te ontwikkel, nuwe reislande en so aan. Sy graf is ook daar. So jy het die stigter se nalatenskap en die herinnering aan die Shinsengumi op een plek. Presies, die ou en die nuwe, die rustige en die stormagtige, alles bymekaar. En ek sien hier is 'n paar amper persoonlike stories oor hulle tyd hier. Nie net die swaardvegters nie. Ja, dis waar dit amper 'n menslike gesig kry. Veral die onderkaptein, Hichikata Toshizo. Hichikata, wat het hy gedoen? Terwyl hulle by die Kaneko-familie geskuil het, ou plaaslike familie, 400 jaar se geskiedenis daar, het hy glo gaan visvang. Visvang. Hichikata Toshizo. In die Ayase rivier. Ja, die rivier was toe natuurlik baie skoner. En die storie loop. Wag, laat my raai. Hy het die vis geëet. Nee, hy het sy vangs vir die plaaslike kinders gegee. Regtig? Dis amper moeilik om te glo. Sagte oomblik vir so 'n harde ou. Ja, dit laat mens nogal dink, né?
Dis 'n fascinerende detail. Beslis. En die leier, Kondo Isami, het hy ook iets spesifiek gedoen. Hy het sy foto agtergelaat vir die Kaneko-familie net voor hy weg is, op pad na sy einde eintlik, as dankie vir die skuiling. En daai foto bestaan nog. Ja, die familie het dit vandag nog. Vir iemand wat in die Shinsengumi belangstel, is hierdie soort klein stories en plekke soos Kanonji regte skatte. Sjoe, al hierdie mense, shogun, samurai, die rivier moes seker die middelpunt van alles gewees het. Absoluut. Die Ayaserai rivier. Selfs sy ou naam sê baie. Ayashi no Kawa. Ayashi, wat beteken dit? Soos geheimsinnig of verwonderlik, deels omdat dit mooi was, soos 'n geweefde patroon, Aya, maar ook omdat sy loop so onvoorspelbaar was. Dit het heeltyd verander. En oorstromings. O ja, 'n konstante probleem in die Edo-tydperk. En dit het seker sy eie stories laat ontstaan. Ek sien iets van 'n slanglegende. Ja, die legende van Kosuge Donno. Dit kom uit 'n ou amptelike bron, die Shinpin Musashi Fudokiko, 'n groot opname van die hele area. 'n Slang? Vertel bietjie. Die storie gaan oor 'n reuse slang wat in 'n ou holboom naby die rivier gebly het. Tydens 'n reuse vloed Ja? het die slang homself opgeoffer, uit sy lyf oor die water gelê, Soos 'n brug. 'n brug, sodat mense kon oorsteek. Presies. Vir die dorpenaars om te ontsnap. Toe almal oor was, het hy glo net in die water verdwyn, heeltemal uitgebid. Wow. Dis 'n kragtige storie. So die legende self is amper 'n soort erfenis, né? Al sien jy nie vandag 'n slang nie. Definitief. Dis 'n kulturele artefak. Dit vertel jou van die mense se verhouding met die natuur, met rampe en die waarde van opoffering. Vir jou as besoeker gee dit dieper betekenis aan daai moderne rivierwalle en brûe. Dis nie net beton nie, daar's 'n storie agter. Die rivier was seker nie net gevaar nie. Mense moes tog ook daarvan geleef het. Verseker. Dit was 'n hoofweg vir handel. Riviervervoer Shoen was groot hier. Tot redelik onlangs, die 1950s nog. Wat het hulle vervoer? Alles. Goedere, produkte van die plase, selfs nagvuil uit Tokio vir bemesting. Sand vir bouwerk. Dit was die hoofslagaar. En onthou mense nog daai tyd? Die ponpon geluid. Hulle is nog in die 1940s, vroeë 50s gebruik vir markdaguitstappies en so. 'n Heel ander wêreld. Maar die rivier het ook 'n donker kant gehad, meer onlangs. Ongelukkig wel, ja. Met die vinnige industrialisasie in die 60s en 70s, Showa 40s en 50s, het die Ayaso rivier verskriklik besoedel geraak. Een van die vuilste in Japan. Regtig? Ja, Hoe erg? ou foto's wys dit. Dit was letterlik dik van die fabrieks en huishoudelike gemors. 'n Groot probleem. En wat is daaraan gedoen? Enigiets? Daar was vroeë pogings, soos die Ayase Sanitasie Navorsingsinstituut. Hulle het probeer met destyds nuwe metodes soos microbiese behandeling. Het dit gewerk? Dit was 'n lang pad. Maar daai geskiedenis van besoedeling en die stryd daarteen help jou om die skoner rivier wat jy vandag sien regtig te waardeer. Dit het nie oornag gebeur nie. OK, so na al daai geskiedenis, waar kan jy vandag gaan om hierdie laag van Ayase te ervaar, vir al daai versteekte juwele? Wel, vir een, Ayase het verrassend baie groen ruimtes. Begin sommer met Higashi Ayase Park. Dis 'n reuse park. Higashi Ayase Park. Hoe lyk dit? Is lank en smal in 'n U-vorm, omtrent 2 kilometer lank. Perfek vir stap. Is daar 'n spesifieke deel om te sien? Naby Ayase-stasie is Hatokuyen, die duifpark. Daar's 'n monumentjie met 'n duif boorop. Ja? En die inskripsie is geskryf deur oud-eerste minister Sato Isaku, die Nobelpryswenner. Sommer so, weggesteek in 'n plaaslike park. Dis nogal 'n ding. En vir blomme. Irisse. O ja, as jy van blomme hou, naby Kita Ayase-stasie is Shobunuma Park, 'n moed, die Iris Muras Park. Iris Muras Park. So, dit was altyd irisse daar. Presies. Dis gebou op grond wat histories vir irisboerdery gebruik is. Hulle het nou so 140 soorte. Ido, Higo, Ise, die klassieke Japanse tipes. Wanneer blom hulle? Junie. Dis absoluut skouspelagtig, 'n see van kleur. Maar die park self is enige tyd mooi, met 'n watervalletjie, houtpaadjies, waterwiele, regtige oase.
Klink pragtig. Nog 'n groen plek. Die Hachikason Otoshi Shinshui Ryokudo. Daai naam. Ja, dis 'n mondvol. Maar dis 'n lieflike wandelpad langs 'n ou Edo-besproeiingskanaal. 8 dorp drein. Nou kom 'n wandelpad daar. Dis heerlik stil, weg van die karre. Net jy en die groenigheid. Dit het selfs 'n toekenning gewen vir die ontwerp. Nog 'n versteekte juweel, regtig. En as ons nou by blomme en boerdery bly. Horikiri, ook deel van die ou Ayase. Jou Horikiri is vandag in Katsushika, maar 'n histories deel van Suid-Ayase. Almal ken die Horikiri Shubuen, die groot eierestuin. Maar Daar is meer. ja, min mense weet Horikiri was 'n reuse sentrum vir snyblomme. Koringblomme, gousblomme, tot in die 1930s. Hulle het dit per boot na Tokio se markte gevat. 'n Hele blomekonomie wat verdwyn het. Presies. En hulle het selfs 'n unieke fees gehad, die Momo Matsuri. Perskefees. Ja, in Julie. Jong wans met leeumaskers, 'n ritueel om bose geeste weg te jaag en perskes vir geluk uitgedeel. Dis jammer daai soort dinge verdwyn. Sjoe, en die eierestein self het ook amper verdwyn. Ja, dis 'n storie van oorlewing. Tydens die oorlog moes hulle aardappels daar plant. Kos was skaars, die eierisse was amper weg. Hoe is dit gered? Net een familie, die Isogai-familie, het dit reg gekry om dit weer aan die gang te kry na die oorlog, met baie moeite. Vandag se openbare tuin is te danke aan hulle. Dit gee nogal ekstra betekenis as jy vandag daar stap. Nou, vir die regte dieptelvers, is daar nog iets? Vir die ware geskiedenis snuffelaar, ja. Yoka-an Tempel in Horikiri. Yoka-an, wat spesiaal daar? Dis nie deur iemand beroemd gestig nie, deur 'n plaaslike goshi, soort van 'n landelike samurai of grondeienaar, Aikawa Shigemon. Dit wys jou die geloof van die gewone, wel belangrike mense op die platteland. In binne. Is daar iets ouds? Ja, antieke klipmerkers. 'n Korshinton toring van 1656 1656. Sjoe. en 'n Yudono-san gedenksteen van 1664 wat verband hou met pelgrimstogte. Dis klippe wat jou direk verbind met die gelowe en lewens van mense van eeue gelede. Jy kan dit aanraak. Dis ongelooflik. En laastens, iets vir die smaak. Spookgroente. Ja, vir die fynproewer. Die Shimochiba area was bekend vir tsumomono, Tsumamono. spesiale fyn groente vir garnering in deftige Japanse kos, veral die Hosono daikan, Hosono daikan. 'n piepklein daikan worteltjie, so dik soos jou duim, vir die toprestaurante. Kan jy dit nog kry? Amper onmoontlik. Dis nou 'n Mabarashi no Yasai, 'n spookgroente. Die spesialisboerdery is weg, maar die storie is fascinant, né? Ja? Maar is daar iets lekkers wat mens wel vandag kan kry? Daar is. Gaan na die Suruga winkel naby Ayase-stasie. Suruga, wat maak hulle? Hulle oorsprinklike kastyn dorayaki, daai Japanse pannekoekies. Hulle maak dit met kastynwulsel. Heerlik. 'n Perfekte soet afsluiting vir jou Ayase verkenning. So, ons toer het ons gevat van shoguns en samurai wegkruipplekke, deur rivierlegendes en besoedeling, na parke vol irisse en selfs spookgroente. Ayase is beslis meer as net 'n stasie, laag op laag van stories. Presies. En vir jou as besoeker beteken dit jy kan 'n ander Tokio ervaar. Weg van die hoofroetes, jy kyk na die tronk en dink aan valke, jy staan by Kanonji en dink aan Hichikaiwa visvang. Die verlede gee die hede kleur. Dit doen. Dit laat jou vra, wat vang my oog hier? Hoe verander hierdie stories hoe jy die plek sien? Goeie vraag. En dink hieraan, daai een bron wat Ayase en Kita-Ayase stasies 'n lokval genoem het vir pendelaars wat per ongeluk op die verkeerde trein klim. Ja, Miskien is die regte lokval om die plek net as 'n ongerief te sien. Want dan mis jy al die rykdom, al die stories, die parke, die geskiedenis wat net wag om ontdek te word. Dit laat mens wonder, nê? Watter ander ongerieflike plekke hou sulke verrassings in? 'n goeie gedagte om jy huis toe gaan. Dankie dat jy saam met ons deur die laag van Ayase gedelf het.